Goeiemôre almal en baie welkom aan nog 'n video. Ek het 'n bietjie baie lanklaas op YouTube gepost en ek is jammer, maar ek hoop hierdie video gaan opmaak daarvoor. Vandag vat ek julle net op 'n typical day as huisvrou saam met my. Dis vroegoggend, ek en my kinders het begin om devotion te doen voordat hulle met skool begin. En dan is ek in die kombuis om te begin opruim na ons ontbyt geëet het. Die kombuis is waar ek die meeste van die tyd deur die dag spandeer. Of het nou ontbyt is wat ek maak of skorrelgoed maak en na skorrelgoed is dit amper alweer tyd vir lunch. So dit is baie. Ek gooi altyd 'n bietjie bleach in my skorrelgoedwater om die vadoeke net lekker vars te hou. Dan hoef ek hulle nie elke keer so separately te was nie. Maar soos julle kan sien, is my kombuis 'n bietjie chaotic vroeg in die oggend. Maar dis okay, want ons is dankbaar dat ons kos het om te eet en ek is dankbaar dat my gesin gesond is en dat ek in skool goed was. Dis 'n bewys dat die Here regtig vir ons seën. Ek het al voorheen op een van my TikTok-video's genoem dat die werk van huisvrou baie repetitive kan raak. Jy moet elke dag dieselfde goed oor en oor doen en dit kan baie vervelig raak. Maar ek dink as 'n mens 'n different mindset het van ek moet weer skorrelgoed was. Die skorrelgoed bly net vuil, die kombuis bly net vuil. Dan gaan dit nie lekker wees nie. So ek probeer om dankbaarheid uit te spreek wanneer ek my huiswerk doen. Ek praat met die Here soos ek daar skorrelgoed was en ek is net dankbaar dat ek skorrelgoed het om my kinders en my man in te voed, dat ons kosies het om te eet en dat ek deel kan wees van hierdie gesin, want dit alles is so 'n groot blessing. Die babatjie was so 'n bietjie siekerig geweest, ons het vir hom 'n bietjie meds gegee en as hy so voel, dan wil hy net met my wees. Hy wil nie sommer speel of wat hy. En dan vat die huiswerkie soms 'n bietjie langer om klaar te kry, maar dit is okay, solank my kinders alright is. Ek het hier regtig 'n skoonmaakskedule nie, omdat my man en my kinders by die huis is. Ons is letterlik almal elke dag by die huis. So vir my om 'n vaste skedule te hê vir die week is bietjie onprakties. Ek doen maar wat gedoen moet word, soos ek dit sien, alhoewel ek wasgoed was dag het maar ek doen maar, ek gaan ook nie myself moeg maak as ek nou nie op 'n maandag wasgoed was nie, of op 'n dinsdag die beddegoed aftrekkie. Ek doen dit soos wat ek kan deur die week en dan vat ons dit dag vir dag. There's altyd unexpected things that happen, especially with kids at home. Siektes, maar veral ook met hulle se skoolwerk, en ook met my man wat ontydig moet gaan werk en terugkom. So we just go with the flow and we try to do it as we can. Ek het veel 'n rhythm wat ek try volg elke dag. Soos ek sal opstaan, stilte tyd doen en probeer stap. Wat die kinders saam en ons gaan stap, maar dit gebeur ook nie elke dag nie, maar ons try ten minste 3 keer 'n week. En ja, ons vat dit stap vir stap. Dit het lekker daai dag gereën en ek het die kinders lekker buite laat speel want dit is lekker somer warm weer gewees. Ons was op 'n trip gewees kus toe die naweek en ek het nog 'n paar goed gehad om uit te pak. En dit is officially die volgende dag, jammer as ek dit nou nie genoem het nie. Maar back to my flow for the day. As ons nou klaar gestap het, dan sal ons terugkom en dan sal ek vir ons breakfast maak of eiers bak of iets soos dit. En dan sal die kinders gaan reg kry vir skool. Voor skool begin het ons devotions en dan begin hulle en dan sal ek met die huiswerkies begin. My baba slaap gewoonlik wanneer ek hierdie huiswerkies doen, maar op hierdie spesifieke dag wou hy net die tyd slaapie. Which is why I say I can't have a set in stone schedule. Things happen.
maar hy was lekker moeg. Ek het hom so 'n bietjie laat speel terwyl ek hier besig was. En julle sal nou net sien dat ek hom kamer toe vat vir sy nap. Al in al geniet ek regtig waar om huisvrou te wees. Ek het vanmôre net Here dankie gesê dat ek nie vroeg moes opstaan om na werk toe te gaan nie. My kinders iewers te gaan aflaai nie en hulle eers weer vanaand te sien nie. Dis 'n groot voorreg wat ek het en ek weet dis nie vir almal moontlik nie, maar dit is iets waarvoor ek baie gebid het en want ek was in 'n posisie en glo my ek het my trane gehuil. My kinders nog klein was, die ander tweetjies. En die Here het my gebed verhoor en nou is nie net ek by die huis nie, maar my man is ook by die huis. So God is faithful if we just continue to pray and trust Him. He knows what is best for us and He will help us and answer our prayers if we believe and if we first seek His kingdom. Toe baba uiteindelik slaap, toe kon ek gou klaarmaak met die pakwerkies wat ek moes doen. En believe it or not, daar is nou alweer laundry om te doen. Maar hierdie keer is dit baba se. En ek was nog baba se kleertjies met die hand uit, want die masjien was dit net nie vir my skoon genoeg. So ek sal dit eers met die hand uit was en seepie smeer en dan sal ek dit in die masjien gooi. Het is vir my so therapeutic om met die handkleertjies uit te was. En het is so bitter sweet, want ek kan sien hierdie kleertjies raak al hoe groter en al hoe groter. En my hart pyn as ek dink hoe vinnig my kind groot raak, maar ek is ook die Here so dankbaar, want sy development is so awesome om eerstehand te aanskou en om al die goedjies met hom te deel wat hy leer. Ek het sommer in die zink gewas vandag, want ek was nou nie lus om in die son buite te sit hierdie spesifieke dag nie. Maar ja, dis okay, solank ek moes net alles weer mooi uitspoel. Nou is dit tyd vir my om die wasgoedjies op te hang. Ja, en terwyl ek wasgoed ophang, het hulle met die reënwater gespeel. Ons het sulke tromme wat ons die reënwater opvang, waarby ons dan die tuin kan nat maak. Maar hulle geniet dit om daarin te speel en ek laat hulle toe, want het is toch kinders. Maar ja, dit is my videoetjie vir vandag. Ek sal regtig probeer om meer video's te maak en hier op YouTube te post. My video's wat 'n bietjie langer is en wat ek meer met julle kan gesels. Baie dankie dat julle gekyk het tot hier toe en ek wens vir julle 'n geseënde dag verder.